Baie welkom by Agapai Gemeente Aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. So, ons is in 'n reeks wat genoem word familie, soos hulle nou ook gesê het, die span hierso en die verwelkomers. En hoe great is dit nie om 'n tema te hê van die beste lê nog voor nie, nê? As jy net aan jou eie familie dink, net aan die plek waar jy is, miskien as jy op 'n great plek, dan is dit goed om te weet, daar lê nog beter voor. Maar miskien as jy nie op so 'n great plek nie, dan is dit ook goed om te weet, dit kan beter raak. So in hierdie reeks het ons verlede week begin, toe sê ons wat familie aanbetref, is daar 'n spanning tussen werklikheid en ideaal. Met ander woorde, dit waar jy jouself bevind op hierdie stadium, dit wat werklik is, en dit wat ideaal is, dit waartoe jy kan werk. En dit bring natuurlik 'n spanning mee. So ek weet nie wat jou werklikheid is nie, miskien is jou werklikheid dat jy onlangs getrou het en dit is nie so maklik soos wat jy gedink het dit gaan wees nie. Miskien is jou werklikheid dat jy in 'n moeilike verhouding is en iemand is besig om uit te stap of het reeds uitgestap. Miskien is jou werklikheid dat jy in 'n tweede of 'n derde huwelik is en dit gaan dalk ook nie so goed nie, of miskien is jou werklikheid net dat jy kinders het, nê. Of dat jy baie graag wil kinders hê. Of dat jou kinders se gedrag nie goed is nie, of dat jy 'n seun of 'n dogter het wat verlore is, of selfs 'n man of 'n vrou het wat nie kerk toe kom nie. Miskien is jou werklikheid dat jy die absolute ideale familie het en jy leef met 'n spanning van iets moet een of ander tyd begin verkeerd gaan, want dit gaan so goed en dit kan nie net aanhou om so goed te gaan nie. Ek weet nie wat jou werklikheid is nie, maar tussen die werklikheid en die ideaal is daar definitief 'n spanning. En ons leef in 'n kultuur wat sê ons moet so gou as moontlik van hierdie spanning ontslae raak of ons moet dit net normaliseer. Met ander woorde, al gaan dit met jou sleg, moenie sleg voel nie. Al wat jy moet doen is raak ontslae van hierdie spanning en maak vrede met die feit dat dit jou normaal is. Maar wanneer ek en jy aan ons kinders dink, of wanneer party van ons wat hierso sit en ons kleinkinders dink, dan skuif jy ten spyte van die werklikheid, hoe dinge is, skuif jou fokus onmiddellik na die ideaal toe. Hoe dinge kan wees, want jy wil altyd vir hulle beter hê as wat jy gehad het. So ons moet weer besef dat daar 'n verskil is tussen wat jy ervaar, wat mense sê normaal is, en tog is daar die idee van hoe dinge behoort te wees. Mans en vrouens wat verlief raak en by mekaar bly tot die dood hulle skei, kinders wat volwassenes word en wat nie skaam is om terug te kom huis toe nie, of sommer net families wat naby aan mekaar leef. En al sien ons dit nie altyd so in die werklikheid nie, is daar steeds iets van hierdie ideaal wat maak dat hierdie spanning net nie weggaan nie. Maak nie saak wat ons kultuur of wat ons ervaring vir ons sê nie. En dan kom Jesus op die toneel en hy wys vir ons duidelik dat daar 'n spanning is tussen wat werklik is en wat ideaal is, maar dan kom hy en hy vat daai ideaal en hy lig dit so hoog dat dit vir ons voel dis onmoontlik om dit te kan bereik. Maar dan laat weet hy ons ook dat vir die wat dit nie maak nie, vir die wat dit nie bereik nie, dat daar genade is. Hy wys ons na hierdie ideaal toe, maar hy diskwalifiseer nie enige iemand wat dit nie bereik nie. So hy kom in elke area van ons lewens in en hy wys vir ons, jy het gedink, dit is die ideaal, maar dit is die ideaal. Of mense het gesê, jy het gehoor dat hulle gesê het, dit is die ideaal, maar dit is die ideaal. En dan sê mense vir hulle self, Jesus, hoe kan ons so ideaal bereik? En sy antwoord is,
ons moet leef met die spanning wat daar is. Familie gaan nooit perfek wees nie, jou kinders gaan nie altyd alles wees wat jy gehoop het hulle sal wees nie. Dinge gaan nie altyd uitwerk soos wat jy gedink het dit gaan uitwerk nie, maar ten spyte daarvan moenie van die ideaal ontslae raak nie. Moet dit nie uit die oog uit verloor nie, leef met die spanning want jy weet God se genade is genoeg. Moenie die werklikheid of die ideaal uit die oog uit verloor nie, want dan mis jy iets baie belangriks. En dit is die hele agtergrond van hierdie reeks. Wanneer ons praat van die ideaal en jy dink by jouself, dis te laat vir my, of dit is te laat vir ons as familie, ons sal nooit daarby uitkom nie, dit is presies die spanning waarvan ons praat. En die vraag vir ons is, as volgelinge van Jesus, en nie noodwendig almal wat hier sit is volgelinge van Jesus nie, selfs nie die wat aanlyn kyk nie, party is nog besig om dit uit te figure, maar die vraag is vir ons, wat gaan ons maak met hierdie spanning? Hoe gaan ons hierdie spanning hanteer? En die wonderlike ding van vandag se onderwerp is, ongeag of jy 'n volgeling van Jesus is of nie, hierdie onderwerp kan jy self toepas. Maar vir volgelinge van Jesus is dit nie opsioneel nie. Ons moet leer om te leef met die spanning tussen dit wat ons ervaar en dit wat behoort te wees. Nou, ons het verlede week so vinnig in die Ou Testament en Nuwe Testament gaan kyk dat daar geen goeie voorbeelde van familie is nie. En toe voel ons almal klaar baie beter oor ons eie families. Maar toe gaan kyk ons bietjie na die lering wat Jesus gegee het in terme van families. En dit was gewees, mans, neem julle vrouens in ag. Vrouens, werk saam met julle mans. Kinders, wees gehoorsaam aan julle ouers. En ouers, veral paas, kyk na wat julle vir julle kinders sê, julle woorde weeg swaar. Soos die vertaling sê, moenie julle kinders moedeloos maak nie. En dis basies dit. En dit is nogal redelik ideaal. En ons het gesê, mans, wees lief vir julle vrouens en respekteer hulle. En in hulle konteks het hulle gevra, wat? Die vrou wat ek nie eens vir myself gekies het nie. Vroue, wees aan julle mans onderdanig. Wag net 'n bietjie Petrus, wag net 'n bietjie Paulus, jy ken nie my man nie. Kinders, luister na julle ouers. Hoekom? Ons weet meer as ons ouers. Ouers, moenie julle kinders moedeloos maak nie. My kinders maak my moedeloos. Dis wat ons gesê het verlede week. Tog bly hierdie die ideaal. Tog bly dit waarna ons mik. Dit is wat die Nuwe Testament vir ons leer, hoe 'n Christelike familie behoort te lyk. En as ons na hierdie lys kyk, dan sê ons almal, misluk, 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 misluk. So wat nou? Wat doen ons dan? Wat doen ons aan daai spanning? Besluit ons om so gou as moontlik van die spanning op allerlei verskillende maniere wat daar is ontslae te raak? Of besluit ons om dit wat ons tans ervaar net ons normaal te maak? Jesus het gesê, ek gaan nie vir julle daai opsie gee nie, ek verstaan wat werklik is. En ek verstaan wat ideaal is. En ek wil hê, julle moet met daai spanning leef. Nou vandag gaan ons bietjie na hierdie lys kyk, en ons gaan enetjie op hierdie lys, gaan ons vandag aanpak, so as jy na hierdie lys kyk, dan is ek seker, daar's een van hulle, wat vir jou, jy kan net teruggaan na die lys toe, daar's een op hierdie lys, wat vir jou voel, hierdie laat my so bietjie wonder, okay? En nie een van hulle is op mans of kinders op ouers van toepassing nie. Ek dink een van hulle is op vrouens van toepassing. Veral die oorspronklike vertaling wat sê, vroue, wees aan julle mans onderdanig. Kom ek verduidelik dit net, en hierdie gaan selfs vir nie-Christene interessant wees. Die punt is, dit gaan nie net oor vroue nie. Dit gaan oor 'n algemene beginsel wat op almal van toepassing is.
Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 5, hy sê, vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees, soos aan die Here. Nou dames, as ek net so oomblik vir jou kan opkom, wanneer man sê, na hierdie vers verwys en sê, maar sê die Bybel nie, vrouens moet onderwerp aan hulle mans, onderdanig wees aan hulle mans nie, dan sê ek, waarmee begin hierdie vers? Dan sê hulle, vrouens. Dan sê ek presies, dit is nie vir jou geskryf nie. Daar's ander verse wat begin met mans. Okay, dit is vir jou geskryf. So fokus jy op wat vir jou geskryf is en sy fokus op wat vir haar geskryf is. En dit gesê, dan is daar algemene lering wat gegee is wat op albei van toepassing is. En een voorbeeld daarvan is liefde. Die eerste opdragie vir familie is mans, wees lief vir julle vrouens en respekteer hulle. Beteken dit nou vrouens hoef nie lief te wees vir hulle mans en hoef nie hulle mans te respekteer nie, né? So daar's algemene lering wat op albei van toepassing is en liefde is byvoorbeeld een van hulle. Liefde is die belangrikste ding. Alles draai om liefde. Die hoofgedagte in Jesus se lewe en dit wat hy geleer het was, wat vra liefde van my? En later het Paulus en Petrus na Christelike families gekyk en gedink, hoe word dit toegepas in familie? Hoe word dit toegepas in die werklike lewe? En soos ons in deel 1 gesê het, dit was vir hulle heeltemal nuut om so te dink oor liefde en verhoudings was ongehoord in daardie samelewing gewees. Voorheen het dit net gegaan oor mag. Die een wat die sterkste is, hy maak die reëls. En dis hoe dit gegaan het in 'n Romeinse en Griekse en Egiptiese kultuur. Maar toe kom Jesus op die toneel en hy het dit heeltemal omgekeer. En hy het gesê, maar as jy so baie mag het, dan moet jy dit gebruik om ander mense te help. Moenie jou mag en jou beheer gebruik om oor ander mense te heers nie, gebruik dit om hulle te help. So Petrus en Paulus vra, hierdie splinternuwe idee, hoe lyk dit in familie? En so kom Petrus en Paulus, veral Paulus soos ons nou gaan lees, en hy vat 'n algemene lering. Ons het nou gesê, liefde is een algemene lering. En hy kom vat 'n ander algemene lering om toe te pas op familie. 'n Beginsel wat vir almal geld. En daarvoor moet ons net een versie teruggaan, en dit is vers 21 van Efesiërs 5, wat sê, omdat julle respek het vir Christus, moet julle aan mekaar onderdanig wees. Met ander woorde, volgelinge van Jesus, Christene, kerkmense, studente van die woord van God, julle wat probeer uitvind, hoe lyk dit in familie? Kom ek gee vir julle 'n algemene beginsel, wat vir almal geld, en dan wys ek julle hoe om dit toe te pas. Algemene beginsel, almal moet aan hulle families aan mekaar onderwerp wees, en dit noem ons wederwysige onderwerping. So vers 22 is net 'n toepassing van 'n beginsel wat vir almal geld. Wederwysige onderwerping. Hierso is hoe dit lyk. Vrouens, soos lyk dit vir julle. Mans, so lyk dit vir julle. Kinders, wees gehoorsaam aan julle ouers. Ouers, moenie julle kinders moedeloos maak nie. So in vers 22 kom hy, vroue, julle moet aan julle mans onderdanig wees soos aan die Here, 'n toepassing van 'n algemene beginsel. En wat is die dryf daarvan? Omdat julle respek het vir Christus, soos aan die Here. Met ander woorde, ons onderwerp ons nie aan mekaar in ons familie, omdat hulle dit noodwendig almal verdien nie, nee. Kom ons wees eerlik, dit is moeilik om jouself aan familie te onderwerp. En ek is self deel van daai mekaar. Die punt is, ek is veronderstel om myself te onderwerp aan die res van my familielede, of hulle dit nou verdien of nie. En omdat ek dit doen, wys ek respek vir Christus. Hoe lyk respek vir Christus?
Dit is hoe dit lyk. Wederwysige onderwerping tussen familielede. En as ons dit kan regkry en dit sentraal tot ons families maak, gaan dit lewensveranderend wees. Dis wat Christelike families veronderstel is om te wees. Dit is 'n kenmerk waaraan Christelike families veronderstel is om bekend te wees. En dit beteken ek gaan nie my krag en my tyd en my geld en wie ek is en waartoe ek in staat is net gebruik tot my eie voordeel nie. Ek gaan dit gebruik tot die ander se voordeel. Of jy nou pa is of ma is of oupa of ouma of oom of tannie of broer of suster. Ek gaan maniere soek om jou te ondersteun en jou las ligter te maak uit respek vir Christus. Want dis presies wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het sy mag en sy gesag en alles wat hy was, het hy gebruik tot ons voordeel. Het hy gebruik om ons te kom red. So Petrus en Paulus en al die ander Nuwe Testamentiese skrywers was diep geraak deur die groot genade en barmhartigheid van God. Hulle was verbaas dat Jesus sy mag gebruik om ander te help, want dit was nie die konteks nie. Jy gebruik jou mag en beheer om oor ander te heers. Jesus kom en hy gebruik dit om ander te help en te red. En hulle onthou daai dag in die bovertrek toe Jesus gesê het, aan my het die Vader alle mag en alle gesag gegee. En die volgende oomblik, wat doen hy? Hy buig af en hy was hulle voete. So vir die Nuwe Testamentiese skrywers was dit verstommend dat Jesus, meester, Here, aan wie alle gemag en gesag gegee is, voete was. Want dit is iets wat dienaars gedoen het. Dit is asof hy sê, ek wil hê julle moet verstaan, hoe groter jou gesag, hoe meer moet jy dien. Jesus het gewys dat ware grootheid en belangrikheid beteken om 'n dienaar van ander te wees. En toe begin Petrus en Paulus vra, maar hoe lyk dit in families? En Paulus se antwoord is basies, net soos Jesus homself vir ons gegee het, net so behoort jy jouself te gee vir jou familielede en mekaar te dien. Nie omdat mense dit altyd verdien nie, maar uit respek vir Christus. En so stel hy ons bekend aan hierdie algemene beginsel, wederwysige onderwerping. En dit is die voorbeeld vir ons, dit is gemodelleer deur Jesus. So Paulus sê, wanneer dit kom by families wat die evangelie uitleef, dis hoe dit lyk. Onderwerp julleself aan mekaar uit respek vir Christus. Die boodskap van wederwysige onderwerping is, ek is hier vir jou. Ek is hier vir jou. Maak nie saak waar in die familie rangorde jy jouself bevind nie. Jy is daar om te gebruik wie jy is, wat jy het, om ander te help en tot voordeel van die ander in daai sirkel te wees. Niemand in die familie is belangriker as iemand anders nie. Ons behoort mekaar te dien, ons behoort mekaar se belange op die hart te dra en dit vereis wederwysige onderwerping. Ek is hier vir jou. Nou hier is 'n eenvoudige vraag wat in deel 1 beloof is, wat ons met jou gaan deel. En as jy hierdie vraag huis toe vat, kan dit vir jou familie alles verander. En hierdie vraag is, wat kan ek doen om te help? Hoe kan ek gebruik wie ek is, wat ek het, waartoe ek in staat is, tot jou voordeel? Wat kan ek doen om te help? Nou ek wil hê ons moet 'n bietjie oefen vanoggend. Ek wil vra vir almal hier in die auditorium wat vanoggend hierso is en ook vir jou aanlyn, al gaan iemand by die huis dink jy's besig om met die TV te praat. Ek wil vir almal vra om dit hardop te sê. Net so waarskuwingkie vir die wat wel aanlyn kyk is dat jy gaan dalk geantwoord word, so jy wil dit dalk so sag as moontlik sê, maar kom ons doen dit. 1, 2,
3. Dankie dat jy vra. Kom ek sê vir jou hoe jy die gemeente kan help. Nee, ek speel sommer. Hierdie is 'n game changer vir jou familie dinamika. Dis 'n aanbod van alles wat ek is vir alles wat jy nodig het. So kinders, ek weet nie of enige kinders in die auditorium is nie, maar miskien is daar kinders wat aanlyn kyk saam met hulle families. Hoor mooi wat ek sê. Kom bietjie by die huis en vra vir jou ouers, wat kan ek doen om te help? OK? Ek beloof jou, hulle gaan niks sê om te sê nie, hoor, moenie oor daai deel stres nie. Kans is goed dat een van hulle dalk kan flou val ook. En weet jy wat, as jy ekstra punte wil hê, vra dit wanneer vriende by hulle kuier. OK? Daai vriende gaan sê, hoe het jy dit reg gekry? Leer ons, want duidelik weet ons niks van ouerskap nie. OK, jy dink ek oordryf, probeer dit 'n bietjie. Ouers, afhangende van watter fase van ouerskap jy op hierdie stadium is, ek weet, dinge kan baie vinnig, baie negatief raak. Ek weet, jy is al klaar besig om elke moontlike leerbare oomblik te soek. Jy is heeltyd besig om instruksies te gee, heeltyd besig om te korrigeer. Maar wat van jy vra net elke dag, een keer vir jou kinders, wat kan ek doen om te help? Ek is hier vir jou. Hoe kan ek, wie ek is, wat ek het, waartoe ek in staat is, gebruik tot jou voordeel? Vroue, vriendinne, verloofdes, 'n man mag dalk reageer en sê, niks nie, jy weet, ek het dit, ek is okay, ek het nie hulp nodig nie, maar vra dit in elk geval, want weet jy wat doen hierdie vraag? Hierdie vraag wys net, ek sien jou verantwoordelikheid. Hierdie vraag wys net, ek wil nie kompeteer nie, ek wil komplimenteer. Ek wil saam met jou werk, ek wil nie inmeng nie, ek wil net help. Mans, hier is vir ons 'n moeilike enetjie. Veral getroude mans, want ons weet nie noodwendig hoe lank gaan die lysie wees wat ons gaan kry nie, maar wat ek agterkom is dat sommige vrouens is bang om hulle mans te vra om te help. OK, hulle weet wanneer hulle daai ding gaan vra, voordat jy nog enigstens gereageer het op dit, sal jy vir my dit gaan optel, sal jy hierdie vir my doen, sal jy soontoe gaan, voor ons nog reageer het, ervaar hulle al daai weerstand. OK? So wanneer ek en jy vra, wat kan ek doen om te help, dan is dit net 'n brug wat ons bou tot die persoon wat nie noodwendig voel of hulle daai vraag vir jou kan vra nie. Wat kan ek doen om te help? Is daar enige manier waarop ek my tyd, wie ek is, wat ek het, waartoe ek in staat is, kan gebruik tot jou voordeel? Nou hier is die versperring. Die versperring is vrees. En dis hoekom ons nie hierdie vraag vra nie. Ons is bang om hierdie vraag te vra, miskien mans meer as vroue, maar definitief kinders. OK, wat kan ek doen om te help? Hulle weet, dit gaan uiteindelik in die tuin opeindig, en hulle gaan met bossies uittrek, of hulle gaan een of ander kar moet was, maar ons is baie bang om hierdie vraag te vra. Wat kan ek doen om te help? Ons is bang vir die reaksie op hierdie vraag. Ons is bang, dis iets wat ons nie kan doen nie. Ons is bang, dis iets wat ons nie wil doen nie. Ons is bang, iemand neem ons van ons pad af, wat ons wou gedoen het, en hulle sit ons op hulle pad, wat hulle graag gedoen wil hê. Ons is bang, ons gaan nie meer nommer 1 wees in ons lewe nie, en dit maak vers 21 so belangrik. Omdat julle respek het vir Christus, moet julle aan mekaar onderdanig wees. Nou, watter respek verdien Christus? So, dink vir jouself hierdie prentjie in. God kyk na 'n stikkende wêreld, en Jesus vra vir hom, wat kan ek doen om te help? En hy sê vir hom, wel, jy wil nie weet nie. En Jesus sê vir hom, nee, regtig, wat kan ek doen om te help? En God sê vir hom, wel, dit gaan jou lewe kos. En Jesus sê, ek kan dit doen.
Wel, as jy af gaan aarde toe gaan, nommer 2 moet wees, nie nommer 1 nie. Jy gaan agter in die ry moet gaan staan van almal wat al ooit geleef het, en Jesus sê, ek kan dit doen. En in die lig daarvan, sê Paulus, maak die deur wyd oop tot jou potensiaal, tot jou 500 talente soos Heitjie Berg sê, tot wie jy is, tot jou tyd, tot wat jy kan doen vir ander. Ja, hulle mag dit dalk misbruik. Ja, jy mag dalk nommer 2 wees. Ja, jy mag dalk nie alles gedoen kry wat jy graag sou wou gedoen het nie. Maar Paulus sê, welkom by 'n volgeling van Jesus wees. Uit respek en dankbaarheid vir die feit dat dit is wat die Verlosser vir jou gedoen het, kry jy die voorreg om dit ook te doen vir jou familielede. En die beste van alles is, 99,9% van die tyd gaan dit nie jou lewe kos nie. Net 'n bietjie tyd, net 'n bietjie sweet, net 'n bietjie geld, net 'n bietjie frustrasie, want nou gaan jy daai trampolien moet gaan opslaan wat al 6 maande in die boks is, en jy het nou gevra, wat kan ek doen om te help? Maar ons is bang vir hierdie vraag. En hier is die punt. Presies die ding wat hierdie vraag bedreig, is presies die ding wat alles gaan verander. Is presies die ding wat dit moontlik maak om 'n wonderlike familie te hê. En as jy weier om hierdie vraag te vra, dan gaan jy iets baie belangrik mis. Dink net vir 'n oomblik hoe jy gaan voel as jou kinders by die huis kom en vra, hey ma, pa, wat kan ek doen om te help? Of jou man of jou vrou vir jou vra, wat kan ek doen om te help? Dit gaan definitief jou hart raak. Maar jy het ook dieselfde vermoë om dit vir hulle te vra. En as jy dit nie doen nie, is dit dikwels omdat ons te veel op onsself fokus en nie bereid is om regtig deel van die ons te wees nie. En dan is die gevolg daarvan dat jy nooit werklik tevrede gaan wees met jou familie nie. Miskien is jou benadering tot die familie, as ek net elkeen kan kry om te doen wat ek wil hê hulle moet doen, dan sal ek gelukkig wees, maar dit maak jou nie gelukkig nie. Dit gaan maak dat jy large en in charge is, maar dit gaan nie maak dat jy gelukkig en tevrede is nie. Geluk is nie om almal te kry om te doen wat jy wil hê hulle moet doen nie. Geluk, veral in familie, is wederwysige onderwerping. Is om bereid te wees om jouself te gee aan almal anders in die sirkel. En hierdie vraag, wat kan ek doen om te help, dwing jou om betrokke te raak, eerder as om te onttrek. So ons word gelukkig wanneer ons onsself gee en die mense rondom ons help, net soos wat Christus dit gedoen het. Die sleutel tot 'n goeie familie, sleutel tot goeie verhoudings, wederwysige onderwerping. OK, nou die olifant in die vertrek. Beteken wederwysige onderwerping dat niemand beheer het nie en dat niemand gesag het nie? Nee. Wederwysige onderwerping het te doen met hoe gebruik ek my beheer? Hoe gebruik ek my gesag? So pa, as jy glo, God het jou geroep as leier en hoof van die familie om hulle te lei, lei hulle. Lei hulle soos wat Jesus het sou gedoen het. Jesus is die leier en die hoof van die kerk. Wat het hy vir die kerk gedoen? Hy het homself vir die kerk gegee. So mans, vrouens, wie se mans miskien ver werk en min by die huis is, enkel maas, as dit vir jou belangrik is om die huis te lei, moenie bekommerd wees oor gesag en beheer nie. Jy gee dit nie weg nie, jy gebruik dit om die familie lief te hê en om my familie te dien, net soos wat Jesus dit gedoen het. As Christen man en as Christen pa, is ons nie geroep om large en in charge te wees nie. Jesus het gesê, hoe meer mag jy het, hoe meer moet jy dien. Hoe meer mag jy het, hoe meer behoort jy hierdie vraag te vra, wat kan ek doen om te help?
Miskien is jy nie 'n volgeling van Jesus nie. As jy nie 'n Christen is nie, jy's op die regte plek vandag, want hierdie is great nuus vir jou ook. Jy kan ook hierdie vraag by die huis vra. Wat kan ek doen om te help? En jy kan die verskil sien wat dit in jou familie gaan maak, sonder dat jy enigsins 'n Christelike familie behoort te wees. Maar as jy 'n Christen is, as jy 'n volgeling van Jesus is, dan het jy nie 'n keuse nie. Nie dat jy gedwing word nie, maar hoekom wil jy enigsins 'n keuse hê? Hoor wat sê Paulus in Romeine 5:6. Hy sê, ja, juist toe ons nog totaal hulpeloos was. Miskien het jy al so gevoel, ek het hulp nodig, of ek kan niks vir myself doen nie. Toe ons so gevoel het Christus vir ons, die goddeloses, kom sterf. So hoekom sal ons dink dis opsioneel om onsself te gee vir ons familie? Hoekom sal ons dink ek wil eers alles doen wat ek wil doen en ek moet die belangrikste in hierdie familie wees en alles moet eers oor my gaan en ek sal later kyk om dit te doen? Dit moet deel wees van hoe families leef. En vir wie Jesus kom red? Mense wat hom ignoreer het, nee. Mense wat aangegaan het met hulle eie ding. Mense wat hulle eie ding gedoen het. Mense wat net bid wanneer dit moeilik is, wanneer hom net nodig het, wanneer jy dit nou nie self kan doen nie. Mense wat nie altyd dankbaar is nie, soos Paulus sê, soos ek en jy. Maar dan gaan hy aan hiermee en hiermee sluit ons af. 'n Persoon sal kwaadlik bereid wees om vir 'n regverdige mens te sterf. Ek kan net enetjie teruggaan. Miskien sal iemand nog kans sien om vir 'n besonder goeie mens te sterf. God laat blyk sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het, ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was. Wat 'n incredible vers. Met ander woorde, toe ons nog teen Jesus was, onthou jy dit? Toe ons nog 'n werkgewer van sonde was. Sonde is die baas. As hy praat, luister ons. Inteendeel, nog lank voor dit, voor ons enige van daai goed gedoen het en Jesus geweet het, ons gaan dit doen, het hy na die kruis toe gegaan vir my en vir jou. Een van Jesus se vriende, Matteus, skryf in sy evangelie, dan sê hy, Jesus het vir hulle gesê, dink net vandag aan wie is Jesus, nee? Aan hom is alle mag, alle gesag gegee. Jesus het aarde toe gekom, nie om gedien te word nie, maar om te dien. En Paulus en Petrus dink, hoe lyk dit in familie? En dis vers 21. Omdat julle respek het vir Christus, moet julle aan mekaar onderdanig wees. Hoe lyk dit? Mans, neem jou vrou in ag. Vrouens, werk saam met jou man. Kinders, wees gehoorsaam aan die ouers. En ouers, moenie julle kinders moedeloos maak nie. Pa, jou woorde weeg swaar. En dis hoe dit lyk wanneer 'n familie saamleef met wederwysige onderwerping. Almal vra, wat kan ek doen om te help? Hoe kan ek hierdie familie lief hê en hierdie familie dien, soos wat Jesus dit vir my gedoen het? So ek stuur jou met hierdie vraag huis toe, om hom by die huis te gaan vra en te kyk, as almal inkoop in daai vraag, wat se verandering dit sal maak in jou familie. Moet asseblief nie volgende Sondag mis nie, volgende Sondag is Moedersdag, daar is al die paas ook nou weer bewus daarvan. Ons gaan 'n baie spesiale diens hê, ek wil jou regtig uitnooi om dit nie te mis nie. Kom ek bid vir ons. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir u woord, wat ons vandag herinner dat familie nie altyd maklik is nie. En dat daar dikwels 'n spanning is tussen wat ons beleef, die plek waar ons tans in ons lewens is, en wat u bedoeling vir ons is. Dankie dat u ons nie los in ons gebrokenheid nie.
maar dat U ons deur Jesus wys hoe ware liefde en ware diensbaarheid en opoffering moet lyk. So Here, vergewe ons waar ons soms eers aan onsself dink, aan ons eie behoeftes, ons eie gemak, ons eie planne, eerder as aan die mense wat U in ons lewens geplaas het. Leer ons om soos Jesus te leef. Om nie net gevra te word om te help nie, maar dat ons ook self sal vra, wat kan ek doen om te help? Ek bid vir elke familie, bid vir elke huwelik, bid vir elke ouer, elke kind, elke enkelouer, elke grootouer, wat na familie se kinders kyk. U ken die seer, U ken die spanning, U ken die teleurstellings, U ken die gebrokenheid. Of vir U vra, bring asseblief genesing waar daar genesing nodig is. Herstel waar daar herstel nodig is. En daar waar afstand gekom het, Here, dat U nabyheid sal bring. En help ons om ons gesag en ons invloed, wie ons is, wat ons het, ons talente, ons gawes, ons vermoëns, ons tyd, ons woorde, ons liefde, te gebruik tot die voordeel van mekaar. Hoekom doen ons dit? Ons doen dit uit respek vir Christus. Mag ons families plekke wees waar mense nie net gehoor word nie, Here, maar waar hulle geliefd word. 'n Plek waar ons leef tot voordeel van mekaar. En Here, wanneer dit moeilik raak, wanneer ons onsself moet tweede stel, herinner ons aan Jesus wat gekom het om daai voorbeeld vir ons te stel. Jesus wat gekom het om nie gedien te word nie, maar om te dien. Dankie dat families vir U belangrik is en gebruik asseblief ons families tot eer en verheerliking van U naam. Ons bid dit in Jesus se naam. En ons almal sê, Amen. Baie dankie dat jy hier was. Geniet die res van jou Sondag.